net iemand vra om vir my 3 minute voor die tyd, nadat my 15 minute... Ek sal. Dames en heren, baie dankie dat ons hier kan wees vandag. Ons waardeer. Het ek nodig om hierdie te praat, of kan julle my... Ja, nee. Weet om. Kom ek my gevra of ek kan praat oor die onderwerp entrepreneurskap. Toe dink ek, goed, almal van ons is entrepreneurs hierso. Ons het almal klein besighede, ons wil klein besighede begin, ons het klein besighede, ons floreer of ons floreer nie, of die klein besigheid is stagnaat. Reg? So dit kan gebeur. Ons is hierso om saam met mekaar te leer en van mekaar te leer. So kom ons kyk eers, kom ons begin eers en ek vra, jy het 'n besigheid, as ons twee by mekaar is, of elkeen het ons eie besigheid, kan ons net weet wat ons weet. Maar as ons koppel by mekaar so, 2, 3, 4 mense, 1 + 1 = 3, ons ken ons sloot, né? Synergie, dan leer mense meer. En dit is hoekom ons by mekaar is vandag, want ons kan by mekaar leer om ons besigheid te vernuwe. Jy leer nuwe goed van alle mense wat vir jou nuwe idees gee. Goed, meeste van die mense hier is dalk eenmansake. Ek het 'n idee wat baie van die mense se besighede is. Ek was vorige keer hier en dit is verskriklik interessant en is great. Ek gaan vandag met julle 'n model deel. En die model is nie my model nie. Dis nie 'n geheim nie. As jy op die internet gaan kyk, gaan jy die model kry. Dis open source. Dis 'n business canvas. Okay? Het iemand al daarmee te doen gehad? Nou, 'n besigheidscanvas, 'n business canvas is amper soos 'n besigheidsplan, maar dit is nie dieselfde nie. 'n Besigheidsplan is 'n dik dokument wat jy bymekaar sit vir die bank om inkomste of geld of fondse te kry. 'n Business canvas is basies, ek kies vir die Engelse woord, gebruik maar die woord wat jy dan op die internet gaan soek. 'n Business canvas is basies 'n manier om jou gedagtes te orden, sodat jy jou varkies in 'n ry kan kry vir jou besigheid en om al die komponente aan te spreek. Goed, ek wil vinnig gou net sommer 'n wille raaiskoot vat. Gewoonlik gebruik ek kaartjies vir hierdie. Sorry, ekskuus. Ek het 3 goedjies hierso met paadjies. Hierdie, kom ons sê dis 'n hondehokkie met 'n dakkie. Goed, hondehokkie, het hom. Reg. Noem hierdie maar 'n besigheidskaart, noem dit maar 'n kredietkaart. Reg, een idee. Hierdie is 'n spiraal, spring. Okay? Hy bonstrig. Nou, kom ons sê jy het nodig om jou besigheidsidee te laat groei. Hoe kan jy doen? Soos ons in Engels sê, hier start. Hoe kan jy jouself vernuwe om uit te kom? Nou, wat ek baie keer in my opleiding doen, ek gee vir mense 'n klomp kaartjies. Gee ek vir hulle 3 kaartjies. 3, hulle kies nie, hulle kry sommer kaartjies. Kaartjies is wild, soos 3 kaartjies, 3 intensie. Dan sê ek, voeg hierdie 3 goed by mekaar. Wees kreatief en kom met 'n nuwe idee. Sê die mense, wat? Dis magheid. Okay, kom. Ek het vir julle gegee 'n hondehok, 'n kredietkaart en 'n spiraal. Julle gaan nie lank vir my nou gee nie, dan gaan maar die tyd in. Goed, dan dink jy, wat kan ek daarmee maak? Klim uit die boks uit van dit wat ons het nou. Want dit wat ons het, was baie kompetisie, daar is jy vernuwing nodig. En as jy met 'n nuwe gedagte na vore kan kom, 'n nuwe idee, dan help dit. En baie keer help dit om sommer net 'n klomp idees op papier te skryf of 'n klomp los woorde te vat en dit goed bymekaar te voeg en 'n nuwe produk of 'n diens te vorm. Dit werk. Ek het hierdie al gedoen met baie opleidingsklasse en die ouens sê baie keer, wow, this works. Okay, goed. Dink aan die idee, ons kom later terug na wat 'n mens kan doen daai. Elkeen het 'n business canvas, kies vir Engelse woord. Draai net om vir my asseblief. Dan kan ons gaan kyk. Nou, daar is 9 komponente, 9 fasette waarna ons kyk as ons 'n besigheid gaan begin. Of jy is in die begin van 'n besigheid. Goed. Die eerste ding waarna ons gaan kyk is, kyk vir my na value proposition. Hierdie het die vermeende
afhaal, reg? So jy kan hierdie selfe model gaan kry. Baie keer het hulle nie vir jou die vrae nie. Hulle het net vir jou die opskrifte. Nou, ek het addisioneel vrae by hierdie. Dit gee vir jou 'n bietjie leidrade, rigting en aanwysers van wat jy kan neerskryf. Nou, ek gaan nie gou die opskrifte, 'n value proposition. Nommer 2 sal wees market segmentation of customer segmentation. 3 customer relations. Excuse, a value proposition, dan eers key activities in linkerkant, dan customer relations, dan market segmentations, key partners, key resources, channels, en dan laaste doen jy revenue streams en 'n cost structure. Nou, in vandag se sessietjie gaan ons sommer net vinnig, gaan net 'n paar sinnetjies oor elkeen van hierdie gedagtes gee. Jy gaan hierdie huis toe vat. Jy kan daaraan dink. As jy wil, as jy dit nie wil doen nie, vroeg jy hom af, jy kom in die hond se bek en hom kan nie blaf nie, of jy gooi hom in die vuur, dis ekstra vuur, of jy gebruik hom as 'n dolstapper. 3 idees wat jy met die poppie kan doen. Okay. Goed. Met 'n value proposition. Dan kan jy bokse. Die bokse. Dan kan jy bokse die papier. Daar sê, hand daar op die bokse. Daar sê. So met 'n value proposition beteken dit wat is jou produk? Wat is jou diens? Wat jy na die tafel doen. Kom ons sê, en ek gebruik net simpel voorbeelde gegaan, jy het 'n skoonmaakdiens, jy het 'n laundry service, jy was wasgoed vir mense. Ek gebruik baie basis, net 'n basis iets, jy was wasgoed en spruit wasgoed of wat ook. So, dit is jou proposition. You do ironing, you do washing. Maar nou sê, gaan met jy verder, en dis waar jy met jou 3 goedjies speel en sê, moet behalwe was, wat kan ek doen? Ek wil nie net wasgoed was nie, ek wil miskien nie 'n restaurant se tafeldoeke was. Ek wil miskien iets anderster was, wat nooit gewas word nie, of wat ook al. Kan jy sien, dink uit die boks uit van daai goed. So op jou value proposition gaan jy daarna kyk, en daai vraag gaan vir jou leiding gee, waarna jy kan kyk, of wat ook al. Wat se produkte gooi jy bymekaar? Jy was goed, plus jy doen strypwerk, plus jy maak dalk kinders se klere reg en werk die knoop aan. So nou brei jy jou dienste uit ensovoorts, né? Kom ons kyk na key activities. Key activities, vat jy nou jou value proposition, met ander jou besigheidsidee, en jy sê watter aksies is nodig om daardie besigheidsidee na vore te bring. Ek vat die wasgoed storie, want dit is baie maklik. Ek het nodig om die wasgoed te sorteer, wit goed, donker gebindbaar. Ek het nodig om te sorg dat al die tissues en die geld uit die sakke uitgehaal word. Tissues vergaan is sleg, geld bly presies dieselfde trust nie, en jy kan 'n sak uithaal, is net mooi gewas met R10 nodig. Goed, so jy sê wat jy moet doen. Ek moet 'n wasmasjien koop, ek moet seepoeier koop, ek moet die wasgoed droog maak, en ensovoorts. Met ander woorde, dis aksies. Aksies beteken, daar is 'n werkwoord betrokke in elkeen van die aksies om jou wasgoed te was. Ek moet gaan aflewer, ek moet dit adverteer, reg? Goed, so dit is jou key activities, wat jy vir jou besigheidsidee. En jy kan hierdie papier groot maak, jy kan elkeen van hierdie fasette op 'n los papier sit, as jy wil, om alles neer te skryf. Gewoonlik gee ons vir die mense 'n A3, en hy skoon met geen vrae nie, die vrae is langs die kant, en dan skryf hulle, en hulle skryf so baie, dat hulle tot om die rond mag gaan, om alles by te voeg. Goed, key activities. Kom ons kyk na key partners. Jou key partners is, om jou besigheid te begin, gee jou pa en jou ma vir jou geld, kry die bank vir jou geld, gee jou buurman vir jou geld, is dit Angels van Jacaranda wat vir jou geld gee. Wie is partners in hierdie besigheid? Waar kom jou fondse vandaan? Reg? En vir watter aktiwiteite sal hulle word? Die volgende gedeelte is, ons kyk na customer relations. Jy sal basies daarmee kyk, hoe wil jy jou besigheid groei? Watter kliënte en of klante gaan jou besigheid vir jou help groei? En wat se verhoudings moet jy met hulle hê? Bijvoorbeeld sê maar by social media het jy nodig om op 'n platform te wees, jy het nodig om advertensies te betaal, ensovoorts. Dit is 'n klomp goedjies daar. Maar die vragies gaan vir jou aanleiding daartoe gee. Customer segmentation,
daardie is 'n baie belangrike konsep, want dit is baie keer waar besighede, ek wil nie sê uit die bus uitval nie, maar partykeer, want jy het nodig, André sal weet, hy kom uit 'n bemarkingsomgewing, jy het nodig om jou 5 P's te doen, product, place, people, a promotion, a price, jy ken daai stories, nie, jou 5 P's, wat jy doen, P. Jy doen ook jou marketing funnel. Met ander woorde, jy probeer eers die mense entice, deur vir hulle 'n lekker stukkie broodjie met botter te gee as 'n promotion in die winkel. En dan proe hulle, dis lekker. So, you first get them to be interested. En dan wil hulle koop, dan vra hulle wat se prys ensovoorts, tot en met wanneer hulle koop, optel en betaal wat al. Hulle noem dit 'n marketing funnel, hulle het ook 'n naam daarvoor, AIDA, A-I-D-A. Okay? En elk is 'n acronym. Goed, so jou bemarking moet jy ook weet, wie is jou teikenmark? As jy sê, ek gaan pap en bors verkoop, nie sê ek gaan vir almal verkoop. As jy sê, ek gaan vir almal verkoop, dan jy sê, good luck for you, you're not going to get there. Be specific. Gaan jy vir die ouens hier so by 'n bouperseel op die straathoek verkoop, en dan weet jy watter tipe kwaliteit, wie is jou mark, gaan jy vir die deftige mense pap en bors en 'n deftige bord verkoop op wakel, afhangend daarvan gaan jou verpakking wees. So dis belangrik dat jy weet wie is jou mark. En hoe meer jy jou mark kan segmenteer, hulle bly daar, hulle is daai ouderdom, hulle koopkrag is daai gedeeltes, hulle belangstellingsbehoeftes is so en so, dan weet jy dat na jou produk, it's gonna hit the market, okay? Niche your product. Goed, ook moet jy weet, jou produk, jou value proposition, are you satisfying a need of a need or a want? Dat ken nie verskil, né? Of het nodig is of nie. Goed, my tyd is 3 minute, jy remove, okay, dan jou channels, gaan jy die goed met 'n motor vervoer, gaan jy sosiale media gebruik, hoe gaan jy jou produk uitkry? Fisies, elektronika, digitaal, wat ook al. Jou key resources is, wat het jy nodig om daardie wasdiens te begin? Het jy wasmasjien nodig, het jy strykyster nodig, het jy waspoeier nodig? Resources. Mense is ook 'n resource, né? Jy het physical resources en human resources. Goed, dan kom ek by revenue streams. Op watter ander maniere kry jy nog geld? Kry jy geld deur coupons wat jy uitgegee het om die waspoeier te koop? Kry jy geld op 'n ander manier? Of het jy net daardie een stroom van inkomste? So, dink aan dit, die vraag is daar vir jou. En dan natuurlik op jou cost structure moet jy projeksies doen. Sê maar byvoorbeeld, jy verkoop lemonade, glasies limonade, dis hier 1 glasie limonade verkoop ek vir 10 cent. As ek 20 glase wil verkoop, moet ek die prys afbring. As ek 50 glase moet nog afbring. As ek weet, ek gaan net 2 glase verkoop, natuurlijk gaan jy vir 'n rand verkoop, wat ook al. So jy doen projections. Wat is jou goedkoopste, beste, meeste, wat ook al. Sulke goed, daar is sulke formuletjies. As jy dit het, dan weet jy min of meer wat kan jou prysstruktuur wees. Goed. My tyd is op. Luister mense, dames en here. Ek moet net sê, gaan sit, gaan werk, gaan beplan, speel rond, gaan maal en doen dinge. Dit is omtrent net, ek kan omtrent 3 dae oor die business canvas praat, maar ons het nie die tyd af. Ek wil terugkom na my 4 goedjies doen, my 3 items. Okay, soek gou idees. Wat kon julle met daai 3 goed gedoen? Yes. Je bouwt hondenhokken met recycled plastic credit cards en jou spiral van mensen wat het bemark en kry is mense wat vir jou die produk te gee en ook bemark. Okay, ek hoor dit, die spiral mense wat bietjie meer wil uitgebreid word. Dan is dit great idees. Nog, ek soek nog mense. Soek nog ouens. Ek gaan vir so 'n eentjie net Met die spiral kan jy sulke goedjies maak wat in die dak kan wat so mooi lyk met die mense so speeltjies gaan hou. Goed, en dit wat dalk met hondenhokke. Okay. Een idee, 'n hondenhok is 'n ruimte. Nou onthou, die hondenhok hoef nie die hondenhok te bly nie. 'n Hondenhok is 'n ruimte. So speel rond, maak groter, maak vetter, maak kleiner, maak groter, reverse, add to it, combine, etc. Daar's 'n tool wat hulle noem Scamper, SCAMPER. It's a problem-solving tool how to generate ideas. Great, hulle gaan oplees daarop, fantasties, Scamper. Goed, ek sal bijvoorbeeld sê, van die hondenhok, maak die hondenhok
wat is hierdie goeders hier so by die stasie en by die hospitaal en sulke goed waar jy koeldrank kry? Spiral, bring hom my, kredietkaart, kan goed uitstoot, of ek sal sê as jy in 'n hondehok moet bly en jy moet weggaan, sit 'n spiraal in die hondehok, stuur sy kos op 'n manier uit en elke dag kry hy sy kos soos wat hy kos moet kry per dag, of sy waterbolletjies bring hy uit wat van. Wat jy ken ons daai spiraal by die chippies so uitgooi, dan val hy onder en dan haal jy hom uit. Wat ek wil sê is, as jy 3 goed het, sê jy net 'n hondehok en jy baie hondehokke het, weet jy wat om te doen nie. Van wilde spys. Doen iets, dink uit die boks uit, doen iets anders. Want dan, as dit 'n kreatiewe idee is, dan gaan jy geld maak. En dan het jy iets anders wat nog nie in die mark is. Ekskuus mense, ek kan nog baie gesels, maar ek dink my tyd is verby. En dit was lekker geweest om julle te gesels. Dink daaroor en besluit wat jy met jou papier gaan maak. Nommer 4, sy hom, kyk daarna en doen something. Baie dankie. Baie